Estienne, jy het hier in Loederits geland. Sê vir my, hoe was die pad tot dusver? Sover baie lekker, vanaf ek die laaste keer gesien het. Dit was omtrent amper die laaste stukkie grondpad wat ek getrap het. En ja, toe kom ek daar so uit by die kruising Keetmans, CIM se kant toe. En van daar af was dit net teerpad gewees, al die pad tot op CIM. En toe van CIM af, toe is ek Alte Kalkhoven na die Biltongplaas Aus. En nou is ek hierso, so 'n bietjie teerpad getrap. Hoeveel kilometers het jy al afgelê? Op die oomblik 608 om presies te wees. My plan is om 3500 te doen. So ek het nog een keer om te trap. Hoe vind jy Namibië? Baie lekker. Ek dink 'n ding wat vir my baie nice is om te sien hoe die landskap heeltyd verander. Jy weet, toe ek begin het, daar was niks gewees hier. Ja. Nie eers gras gewees nie. Soos ek opkom, begin die gras bietjie uitkom. Jy weet, ek sien bietjie meer berge en koppies. En ek dink toe ek in Loederits inkom, die strek vanaf Aus tot op Loederits, waar dit gras en berge is, en nader ek die kant toe kom, dan kan jy sien hoe begin die sand invul. En ja, hierso in Loederits om ons is net sand, en dan hierdie, net voor ek ingekom het, hierdie donker swart klip, ek noem dit die raw rock, Ja. met die sand. Yes, dit was vir my ongelooflik mooi gewees. Wat gaan deur jou gedagtes as jy nou so alleen op die pad is? Jo, baie. Ek dink meeste van die tyd probeer ek net teenwoordig wees, maar dan dink jy aan goed soos, jy dink maar aan jou verlede, en jy dink aan, jy weet, jou lewe, en dan baie keer is jy 'n bietjie op 'n down. Dis eensaam, dis alleen, die natuur, die elemente is baie keer teen jou, die son en die wind veral. Maar ander kere is dit amazing. Jy weet, om in die oggende te trap, gewoonlik begin ek vroeg trap in die oggende, omtrent by 5:00 se kant, en dis amazing, daai eerste tussen 5 en 8. Ja. Windstil, dis nog pikdonker, so jy trap hier onder die sterre, die sunrise wat opkom, is amazing, en dan jou laatmiddag sonsakke is ook ongelooflik. So al daai goed is nou weer die mooi goedjies wat jou bietjie optel, maar overall dis amazing. Dis nie jy gaan deur soveel emosies en soveel gedagtes die hele tyd. Maar ja, ek is net bevoorreg om dit te kan doen, en ek geniet dit. Ek geniet dit regtig. Ek dink mense wat by jou stop op jou rit en so aan, moet vir jou 'n riem onder die hart wees. Wat sê jy daarvan? Verseker, die ondersteuning op die pad is amazing. Al die kampplekke waar ek oorbly in die oornag en so, mense is heeltyd vra, hoekom doen jy dit, waartoe is jy op pad? Mense stop langs die pad, gee vir my water. En hulle is baie motiverend. Mense wat my nie ken nie, is almal sal vir my motiveer en sê, maak dit klaar, moenie opgee nie, doen dit, is amazing, jy's jong genoeg. Ja, hulle is baie motiverend, baie ondersteunend. Nou, nadat ek met jou gesels het heel wat van jou vriende kommentaar gelewer. Wat is jou boodskap vir hulle? Ja, ek dink hulle ken my so. Ek dink hulle weet ek is iemand wat net op die ingewing van die oomblik 'n besluit maak en net gaan vir dit. En ek dink ook hulle weet dat ek sal nie 'n besluit maak as ek nie weet dat ek dit sal klaarmaak nie. So ek weet hulle staan agter my, en ek waardeer hulle ondersteuning ook verskriklik baie. En ja, so ek sê, hulle ken my maar so. Ek dink dit is eintlik iets niets vir hulle nie. Ja. Ek dink dis maar net vir hulle herinnering van die tipe dinge wat ek doen. Wat mis jy die meeste van Suid-Afrika? Vriende en familie, om eerlik te wees. Die landskap in Suid-Afrika is vir my, jy weet, dis net so mooi op sy eie manier, net soos Namibië. So, dis nie dat ek kan sê, ek mis die see of ek mis die landskap nie, want hier het jy ook maar in 'n manier, kry jy al twee. Jy weet, so, definitief vriende en familie. Waartoe hier vanaf? Van hier af, eers terug Aus toe, en van daar af Sossusvlei. So, dit is die volgende hoof, destination, en dan van Sossusvlei af, Hempies Baai toe, so dan is ek weer op die kus. Ek dink jy het seker nou al baie lesse geleer, sedert jy begin trap het. Noem vir ons van hierdie lesse. Ek dink een van die grootste goed waarop ek gaan fokus is net dankbaarheid. Jy weet, wees dankbaar vir
vir wat jy het in die lewe en vir waar jy is in die lewe. Jy weet, ons is altyd so geneig om heeltyd te probeer soek na iets meer en ons wil heeltyd net maar ons is nie tevrede met dit wat ons het nie. En eenvoudigheid. Jy weet, hierdie leer 'n mens om 'n baie eenvoudige lewe te lewe omdat jy so min by jou het. Jy is so beperk met wat jy saam met jou op die fiets kan vat. Jy weet, tipe kos wat jy eet, jy het nie jy's nie bevoorreg om, jy weet, elke keer nie lekker nie, maar nie wat nou maar fancy kos te eet nie. Jy weet, dis baie eenvoudige brood, blikkies kos. Jy moet spaarsamig werk met jou kos. Jy weet, klein goedjies waarvoor jy moet dankbaar wees soos water. Jy weet, jy kan nie net, dis nie waar jy in jou gemaksone is waar jy net kan water en koeldrank drink nie. Jy weet, jy moet met alles spaarsamig werk want jy weet nie wat op die pad gebeur nie. So, dink die groot ding is dankbaarheid. Jy weet, om regtig dankbaar te wees met waar jy is in die lewe en wat jy het.